Deuteronomium, hoofstuk 27. Toe het Moses en die leiers van Israel die volgende bevel aan die volk gegee. Elkeen van hierdie gebooie wat ek vandag aan julle gee, moet julle gehoorsaam. Julle moet groot wit gekalkte klippe oprig op die dag wanneer julle die Jordaan oortrek na die land wat die Here julle God aan julle gee. En wanneer jy oorgetrek het, moet jy elke woord van hierdie wet daarop neerskryf. Dan sal jy die land wat die Here jou God vir jou gee, kan inneem. Dit is 'n land met volop melk en honing, presies soos die Here, die God van jou voorvaders, beloof het. Op die berg Ebal moet jy die wit gekalkte klippe oprig wanneer jy die Jordaan oortrek, soos ek jou vandag beveel het. Daar moet jy ook 'n klippilaar vir die Here jou God bou, waaroor geen ystergereedskap geswaai is nie. Die altaar wat jy vir die Here jou God bou, moet van onbewerkte klippe wees. Bring dan jou brandoffers vir die Here jou God daarop. Slag ook jou dankoffers daar, en eet en wees vrolik en bly in die teenwoordigheid van die Here jou God. Die woorde van hierdie wet moet duidelik leesbaar op die klippe geskryf word. Toe het Moses en die Levitiese priesters die volgende vir die Israeliete gesê: Wees nou stil en luister baie mooi, Israel. Jy het vandag die volk van die Here jou God geword. Luister mooi na die stem van die Here jou God en gehoorsaam al die reëls en regulasies wat ek vandag aan jou voorhou. Op daardie dag het Moses die volk beveel: Die volgende stamme moet, op die dag wanneer julle die Jordaan oortrek, op die berg Gerizim stelling inneem om die volk te seën. Die stam van Simeon, die stam van Levi, die stam van Juda, die stam van Issachar, die stam van Josef en die stam van Benjamin. Op die berg Ebal moet die volgende stamme stelling inneem om die vloek uit te spreek. Die stam van Ruben, die stam van Gad, die stam van Aser, die stam van Zebulon, die stam van Dan en die stam van Naphtali. Dan moet die Lewiete hardop die volgende verklaring aan die Israeliete voorlees. Elke mens wat 'n gesnede of gegote beeld maak, is vervloek omdat dit iets afskuwelik vir die Here is wat iewers in die geheim opgerig word. Die werk van 'n beeldhouer. Hierop moet die volk antwoord: Amen. Elke mens wat nie respek het vir sy pa of ma nie, is vervloek. En die volk moet antwoord: Amen. Elke mens wat die grensbaken van sy buurman verskuif, is vervloek. En die volk moet antwoord: Amen. Elke mens wat 'n blinde op die verkeerde pad lei, is vervloek. En die volk moet antwoord: Amen. Elke mens wat die reg verdraai van die vreemdeling, die wees of die weduwee, is vervloek. En die volk moet antwoord: Amen. Elke mens wat geslagsgemeenskap met een van sy pa se vroue het, is vervloek omdat hy sy pa se eer aangetas het. En die volk moet antwoord: Amen. Elke mens wat met 'n dier geslagsgemeenskap het, is vervloek. En die volk moet antwoord: Amen. Elke mens wat met een van sy susters, 'n dogter van sy pa of sy ma, geslagsgemeenskap het, is vervloek. En die volk moet antwoord: Amen. Elke mens wat met sy skoonma geslagsgemeenskap het, is vervloek. En die volk moet antwoord: Amen. Elke mens wat iemand anders voorlê en doodmaak, is vervloek. En die volk moet antwoord: Amen. Elke mens wat geld aanvaar om iemand anders, wat onskuldig is, dood te maak, is vervloek. En die volk moet antwoord: Amen. Elke mens wat nie getrou hierdie wet nakom en uitleef nie, is vervloek. En die volk moet antwoord: Amen.